Hallo en baie welkom. Vandag gesels ons oor iets wat baie ouers al gesien het, maar dalk nie heeltemal verstaan nie. Vaskulêre gewasse by kinders. Ja, daai woord gewas kan nogal kommerwekkend klink, né? Maar moenie bekommerd wees nie. Ons gaan vandag al daai onsekerheid uit die weg ruim en alles mooi duidelik maak. So, ek wil jou vra, het jy al ooit so 'n aardbeimerkie op 'n baba gesien? Jy weet, daai klein, helderrooi merkies wat soms net verskyn? Wel, dis presies waaroor ons vandag gaan gesels. En as jy wel al een gesien het, is jy definitief nie alleen nie. Om die waarheid te sê, statistieke wys dat so tussen 4 en 5% van alle babas een van hierdie merke ontwikkel. Dis eintlik verrassend algemeen, né? Goed, die amptelike mediese naam hiervoor is 'n infantiele hemangioom. Kom ons breek daai mondvol vinnig af. Dis doodgewoon 'n algemene goedaardige, en dis die sleutelwoord, goedaardige, wat beteken dis glad nie kanker nie, 'n gewassie gemaak van bloedvatselle. Die belangrikste ding om te onthou is dat dit in die eerste paar maande groei en dan amper altyd verdwyn dit weer heeltemal van self. Reg, so kom ons duik sommer dadelik in. Eerstens, wat presies is hierdie algemene merk wat ouers sien en is daar sekere babas wat meer geneig is om dit te kry? So, wie is statisties meer geneig om 'n pikenia te ontwikkel? Wel, die navorsing wys dit kom meer algemeen voor by nie-Spaans-Amerikaanse wit babatjies en ook 'n bietjie meer by dogtertjies as by seentjies. Vroeggebore babas met 'n lae geboortegewig is ook op die lysie. En dan is al ander faktore soos maas wat op 'n meer gevorderde ouderdom is of sekere afwykings in die plasenta. Maar onthou, hierdie is net statistiese neigings. Dis geensins 'n waarborg nie. Goed, nou hier's die deel wat vir die meeste ouers regtig gemoedsrus bring. Dis om te verstaan dat hierdie merke 'n baie voorspelbare lewensiklus het. Dis soos 'n klein storie met 'n begin, 'n middel en 'n einde. Dit volg 'n baie spesifieke tydlyn. Dit verskyn gewoonlik so tussen 3 en 6 weke oud as 'n klein rooi of selfs 'n bleek kolletjie. Dan, veral in die eerste 5 maande, is daar 'n fase van vinnige groei. Maar dan, rondom die eerste verjaarsdag, begin die touwerkuns gebeur. Die merk begin sagter voel, die kleur vervaag en dit begin krimp. Vir die oorgrootste meerderheid van kinders is hierdie hele proses wat ons involusie noem, teen die ouderdom van 4 jaar, min of meer voltooi. So, wat beteken dit alles? Wel, dit beteken die beste plan van aksie is meestal om net dop te hou. Een van die bronne wat ons geraadpleeg het, som dit perfek op. Waarneming is die steunpilaar van bestuur. En die rede is eenvoudig. Die meeste van hierdie gewasse is klein en verskyn op plekkies waar dit nie regtig funksioneel of esteties probleem is nie. Maar soos met enige goeie storie, is daar soms 'n kinkel in die kabel. Alhoewel die meeste hemangiome heeltemal skadeloos is dit belangrik om te weet wat die tekens van 'n komplikasie is. Daai tekens wat sê, dis dalk tyd om 'n spesialis se opinie te kry. Die komplikasie wat ons die meeste sien, word ulcerasie genoem. Dis basies net 'n fancy woord daarvoor, dat die velletjie oor die merk breek en 'n seerplek vorm. Dit gebeur in omtrent 16% van gevalle. En ja, dit kan pynlik wees vir die kleinetjie, veral op sensitiewe plekke, soos die lippies, die nek of binne die doek area. So, wanneer moet jy die telefoon optel? Hier is 'n duidelike kontrollys vir jou. 1. As 'n merk ulseer, met ander woorde, 'n seerplek ontwikkel. 2. As daar meer as 5 van hierdie merke op die vel is. 3. As die merk regtig groot is of dit voel of dit blitsvinnig groei. En laastens, die ligging. As dit op 'n hoë risiko-area soos die gesig, die lae rug of die doekarea is. En dan is daar ook spesifieke patrone waarvoor jy moet uitkyk. Sien jy 'n groot gesegmenteerde letsel op die gesig? Dit kan 'n teken wees van iets wat Béis-sindroom genoem word. En dis belangrik, want dit kan soms verbind word met afwykings van die brein, hart of oë, en dit beteken daar moet beslis verder gekyk word. Net so, 'n groot letsel op die lae rug of die genitale area, wel, dit kan 'n teken wees van lumbar syndroom. Dit kan weer verbind word met moontlike ruggraat of urogenitale afwykings. Deur hierdie patrone te kan herken, help dit jou as ouer om die regte vrae op die regte tyd te vra. So wat gebeur nou in daardie meer gekompliseerder gevalle? Die goeie nuus is dat daar 'n absolute revolusie in die behandeling hiervan was. Ouers het vandag baie meer en veral baie veiliger opsies as ooit tevore. Kyk, in die ou dae was die standaardbehandeling sistemiese kortikasteroïde, wat dikwels met regtig ernstige neeweffekte gepaard gegaan het. En die nuwe manier? Beta-blokkeerders soos propranolol.
Dit is nie net veiliger nie, maar dit werk ook baie slimmer. In plaas daarvan om die hele immuunstelsel te onderdruk, vernou dit spesifiek die bloedvate binne in die hemangioom. Dit ontneem dit basies van sy brandstof en help dit om te krimp. Maar net hoe effektief is hierdie nuwe benadering? Wel, die getal spreek nogal van self. 88%. Dis reg. 'n Groot kliniese proef het bevind dat 'n verstommende 88% van babas wat met propranolol behandel is, teen week 5 alreeds verbetering getoon het. Vergelyk dit met slegs 5% in die groep wat 'n placebo gekry het. Dis 'n reuse verskil wat ongelooflik baie gerusstelling bied. Goed, om die prentjie heeltemal volledig te maak, kom ons kyk net vinnig na 'n paar skaarser tipes. Jy sien, as jy weet wat 'n infantiele hemangioom is, help dit jou ook om te weet wat dit nie is nie. Hier's 'n vraagie om jou te laat dink en die onderskeid duidelik te maak. As 'n baba gebore word met 'n reeds volkome gevormde merk, sou jy sê dis steeds 'n infantiele hemangioom? Die antwoord is nee, en dis waar die detail belangrik raak. Die groot verskil lê in die tydsberekening. 'n Infantiele hemangioom, die een waaroor ons nou die hele tyd praat, verskyn eers weke na geboorte en groei dan vinnig. Daarteenoor is 'n kongenitale hemangioom, dis die skaarser een, reeds ten volle gevorm by geboorte. Dit groei glad nie verder nie. En daai GLIT1-merker, dis basies net 'n tegniese ding vir die dokters, 'n proteïene wat hulle soek om te bevestig watter een dit is. Dink daaraan soos 'n unieke vingerafdruk vir elke tipe. Reg, kom ons vat alles saam. Na al hierdie inligting, wat is die belangrikste, mees praktiese punte wat jy as ouer moet onthou? Dit kom eintlik neer op 3 baie eenvoudige bemagtigende stappe. Nommer 1, neem waar. Onthou, die oorgrootste meerderheid van hierdie merke is goedaardig en sal van self verdwyn. Nommer 2, dokumenteer. Neem foto's. Dit help jou om veranderinge in grootte en kleur oor tyd dop te hou en dis ongelooflik waardevolle inligting vir jou dokter. En nommer 3, raadpleeg 'n spesialis as jy enige van daardie hoë risikotekens sien waarvan ons gepraat het. Op die ou end is die meeste arbeimerke presies dit. Net 'n kort, verbygaande hoofstuk in jou kind se lewensverhaal. Die sleutel is bloot om te weet wanneer daardie storie dalk 'n dokter se hulp nodig het. So my vraag aan jou is, met die kennis wat jy nou het, waarvoor sal jy uitkyk?